Mense, goeie môre, shalom groete van my kant, Frik Weideman. Dis 'n pragtige woensdagoggend hier in die Kammiesberge en ek is nou op die bergpas, op pad na 'n belangrike afspraak. Ek wonder of jy weet, wat se afspraak is dit? Hier kom dit. Dis koffietyd by die rots, saam met my, Frik Weideman. Ek groet jou uit die hartjie van Namakoland in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach. So mense, vandag by koffietyd wil ek met jou gesels oor 'n pragtige woordjie wat veiligheid skep in enige situasie. Kom ek sê gou vir jou, wat is dit? As jy deur 'n moeilike tyd gaan en jy kom op 'n plek waar jy dalk onveilig voel en jy's nie in 'n gemaksone nie. Hoor gee hierdie mooi woord. Dis oukei. Dis oukei. Ek verstaan. Dis oukei. Moenie bekommerd wees nie. Ek is oukei. Is dit nie mooi nie? En ek wil vandag by koffietyd met jou praat oor dis oukei. Nou mense, op pad na die koffietyd rots wil ek sommer net gou ietsie met jou deel. Ek kry die afgelope week, inteendeel, afgelope 2 weke wat mense met my praat. Sê hulle vir my, hoorie Frik, toe ek in die wêreld was my lewe so half in 'n baan gewees. Maar sedertdien ek nou die pad van waarheid begin stap. Dit beteken ek is gehoorsaam aan die woord en ek wandel in Vader se weë. En dis my belangrik en ek is 'n mens wat geen kompromieë wil aangaan met die wêreld nie. Maar dit is so asof my lewe die afgelope tyd in 'n ander baan is. Dit voel vir my so half, ek is alleen, ek is agtergelaat. Ek weet nie watter kant toe nie. Ek ervaar moeilikheid. En dis my baie moeilik om dit te aanvaar. En wat sou jy sê? Dan sê ek, dis oukei. Dis oukei. Baie mense sê vir my, ek begin goed beleef en ervaar wat vir my vreemd is. En ek is alleen. Ek kom agter ek word verwerp en mense verstaan my nie. En dan sê ek vir hulle, dis oukei. Kom ek verduidelik wat met jou gebeur het. En dis wat ek vandag by koffietyd met jou wil deel. Maar mense gaan deur 'n moeilike tyd. Mense se lewens is in 'n ander baan. Hulle is in 'n ander reisies. Mense gaan dit nie verstaan nie. Familie gaan jou nie verstaan nie, want jy's besig om te wandel in 'n pad van waarheid en dis koffietyd. Dis hoekom koffietyd daar is om te gesels oor die dinge wat jy voel. Jy cope nie. En dan wil ek weer vir jou sê, is oukei. So mense, ek het opgedag hier by my afspraak, die koffietyd rots, en dankie dat jy ook hier is, om terug te kom na die gesprek. Ek kry die boodskappe en ek kry die oproepe waar mense vir my sê, Frik, sederdien ek die pad loop, voel dit vir my dat die aanvalle is net eenvoudig intenser. Hoe hanteer ek? En dan sê ek, dis oukei, want jy moet weet, jy's geroep. Jy's geroep vir iets groters, jy's geroep vir iets groter as wat jy kan dink wie jy is. En dit plaas jou in 'n posisie van ongemak, en dis oukei. Wat sê die woord? Die woord sê dat vermenigvuldig is die aanvalle teen die regverdige, maar uit elkeen sal hy jou red. Op 'n stadium gaan jy voel dat jy's geïsoleerd, want mense verstaan jou nie. Mense gaan nie meer weet hoe met jou te praat nie. Hulle gaan jou heel waarskynlik etiketeer, en dis oukei, want jou roeping het verander. Jy's geroep vir iets beters. Moet dit nie vergeet nie. Dis oukei. En op 'n stadium gaan jy heel waarskynlik ervaar, en dis wat ek ervaar het, daar kom 'n stilte om jou. En jy gaan voel maar jy's geïsoleerd, nie net van jou vriende nie, maar ook van jou familie. En dis oukei. En jy gaan agterkom op 'n stadium as jy volhard in die pad van waarheid om dit te doen wat vir Vader aanneemlik is. Gaan jy begin besef maar daar's 'n onverklaarbare beskerming op jou lewe, op jou rigting waarin jy heiliglik nou wandel, want jy's geroep vir iets beters. Ek wil dit vandag vir jou sê. En hier by koffietyd waar ek en jy mekaar in die oë kan kyk, is dit belangrik om die goed wat jy gaan ervaar, dit vandag met jou te deel en om vir jou te sê, dis oukei. Solank jy veilig voel, want Vader is met jou. Jy gaan dalk miskien die teenkanting van hierdie wêreld ervaar, en dis ook oukei. Want ons is nie geroep om in te pas in hierdie wêreld nie. Ek en jy is geroep juis om op te staan en uit te staan.
En op 'n stadium gaan jy begin ervaar, daar kom 'n nuwe standaard in jou lewe. Jy gaan begin onderskei wat is reg en wat is verkeerd. Op 'n stadium gaan jy begin besef, maar ek wil nie langer kompromieë aangaan nie. Ek wil in hierdie pad wandel want dis 'n pad van regverdigheid. En ek sê weer, jy gaan seëninge begin beleef en ervaar wat jy in jou lewe nooit gaan ervaar het nie. En heel waarskynlik gaan Vader deur die inspraak van sy Heilige Gees jou lewe fast forward. En dis wat met my gebeur het. Jy gaan begin besef, maar wat is heilig en wat is onheilig? Goed wat in die verlede vir jou dalk miskien reg gelyk het, gaan nou vir jou verkeerd wees. En dis hoekom jy die isolasie gaan ervaar van vriende en ook familie. Dis hartseer. Daar gaan trane wees. Daar gaan heel waarskynlik blamering wees en verwyte wees en dis okay. Staan vas. Die woord sê mos, hulle wat volhard tot die einde sal gered word. Goed gaan begin gebeur in jou lewe. Dis wat met my gebeur het. Goed het begin gebeur in my lewe. Ek het met mense begin connect wat my gehelp het en wat deure oopgemaak het. In die verlede moes ek deure gaan oopskop het. Nou het ek nie meer nodig nie, want Vader loop my vooruit. En as jy kom in hierdie pad van waarheid en dan voel dit vir jou maar alles val uit mekaar uit. Nee, alles val juis in mekaar. En dis die plan wat Vader vir jou het. Hy wil jou juis plaas in hierdie, kan ek dit in Engels sê, 'n uncomfort zone. 'n Plek waar jy ongemaklik voel, want nou begin jy te wandel in 'n geloofsone. En in 'n geloofsone sien jy die gemanifesteerde heerlikheid van Vader. As jy in 'n gemaksone bly, dan wat se wonderwerke kan jy verwag? Hy's nie in die gemaksone nie, hy's in die geloofsone. Onthou net, jy's geroep. Dis hoekom jy die pad begin wandel. En ek sê weer, deure gaan oop. En jy gaan begin besef, maar goed is besig om te gebeur in lyn met sy woord. Want jy wandel in sy woord. Jy wandel in die pad van waarheid. Moet jouself nie gaan kruisig nie. Moenie bekommerd wees nie. Dis okay. En nie by koffietyd vandag. Wil ek regtig vir jou sê, is goed vandag deur mekaar voel. En goed voel asof dit uit posisie uit is en jy weet nie watter kant toe nie en jy raak dalk miskien angstig in die proses. Dis okay. Appa het 'n doel. En daai doel is groter as wat ek en jy kan wees. Onthou net, as jy 'n visie het in jou lewe en daai visie is in jou raamwerk, in jou karakter en dis in jou vermoë, dan is dit nie van Vader nie. Maar wanneer dit van Vader af is, dan is dit groter as jy. Dis groter as jou denkpatrone, dit is groter as jou kwalifikasies. En dan begin hy goed in jou lewe inplaas wat reg is. Goed wat jy deurgemaak het in jou lewe wat jy voel, maar hoekom moes ek daardeur gegaan het? Dis die goed wat Vader eintlik gebruik vir voorbereiding, so die pyn en die ongemak wat jy beleef en ervaar, is 'n doel in jou lewe, juis om jou voor te berei vir hierdie pad wat jy nou loop. En dit is okay. Ek het al gewonder in my lewe en dalk jy ook. Hoekom gebeur hierdie goed met my? Met ander mense gebeur dit, maar dis goed wat hanteerbaar is. In my lewe, dit is groot. Hoekom het ek deur hierdie groot goed gaan? Kon dit nie iemand anders gewees het nie, dan besef ek die ongemak en die pyn en die verwerping en die isolasie en die stilte en die alleenheid wat ek ervaar, en ek ervaar dit soms. Dis die pad wat Abba wil hê ek moet loop. Hy's besig om my voor te berei. Hy's besig om met my te praat. Soos jy deur dit gaan en jy ervaar dit, jy kan my nog steeds skakel en ek gaan nog steeds saam met jou bid, maar ek wil vir jou vandag sê, dis okay. Dis okay. Vader is met ons. Sy woord kom bevestig. Ek gaan jou nie verwerp nie, ek gaan jou nie in die steek laat nie, ek gaan jou nie begewe nie, ek gaan jou nie verlaat nie. Al voel jy, almal verlaat jou en jy gaan agterkom, en ek wil dit weer vir jou sê, dat jy gaan jouself dalk nie verstaan nie. Mense gaan jou nie verstaan nie. En dis okay. Nou by koffietyd wil ek vandag vir jou sê, omdat jy geroep is vir 'n hoër roeping, opgeteken in die boek van Filippense hoofstuk 3, jy's geroep vir 'n hoër roeping. Ons gaan nie terug nie. Ons gaan nie terug 5, 6, 7 jaar of 3 jaar terug. Kyk hoe was my lewe gewees en ek verlang terug na my lewe nie. Nee, dan is ek en jy nie geskik vir die koninkryk nie. Abba het vir ons iets beters. Dit lyk dalk nie nou so nie, maar hy het vir ons iets beters. En dis okay. Kan ek
Ek sommer saam met jou bid vanoggend hier by koffietyd. Vir jou wat deur 'n moeilike tyd gaan, jy wat dit nie verstaan nie. Kom ek bid sommer nou saam met jou. Abba. Abba, wat 'n voorreg om vanmôre hier by die koffietydrots vir mense te kan bid. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Abba, al verstaan ons nie altyd wat met ons gebeur nie. Ons verstaan nie die gevegte nie. Ons verstaan nie die isolasie, die teenkanting. Ons verstaan nie die ooglopende verwerping nie, maar ons weet een ding vandag. As hierdie wêreld ons verwerp, sal U dit nie doen nie. En U gee vir ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En my gebed vanoggend is by koffietyd dat U mense sal toerus met daardie vrede, daai kalmte, daai rustigheid, U teenwoordigheid wat alles oorskadu. Abba, wees vandag asseblief by elke koffietydkyker. En dankie dat ons gaan kom getuig met ons monde oor die grootheid en die almag van wie U is, en dat U vandag sal neerdal en vir elke persoon sê wat in 'n ongemak sone verkeer. Dis oukei. Ek is met jou. Soos wat ek met Moses en met Josua was, so sal ek met jou wees. Abba, dankie daarvoor. En ek bid dit in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was hier by koffietyd. Dankie vir 'n wonderlike afspraak wat ek met jou kon gehad het. Tot 'n volgende keer. Frik Weideman, Koffietydrots. Shalom.